So eerstens net, ek gaan net met julle praat oor waar ek wil praat. Dit lyk vreeslik, maar ek het regtig net 5 slides of 6 slides, want ek kan net soveel onthou van wat ek moet sê. So ek wil vinnig met julle praat oor daai berg. Dit was 'n tyd in my lewe gewees wat 'n fantastiese tyd was, so ek gaan julle vinnig soontoe vat. Ek gaan met julle praat oor die strategiese omgewing waarin ons is, wat ek glo baie verander het. Ons gaan kyk na die Suid-Afrikaanse boer, hoe die boer vandag lyk en hoe ons dit sien. Ons moet sekerlik iets sê oor die regering, om net iets daaroor te verstaan, en ek dink dan, wat van 2050, en hoe ver is dit van ons af? Ons maak klaar met georganiseerde landbou, en dan het ek gehoor, ek moet met julle net iets sê oor die Amerikaanse tarief, dat ek net vinnig net met julle daaroor praat. Ek het of ek net sê, geluk aan Standard Bank, ek sien hulle finansier al die boere. Waar is Brendan? Eers, julle het 'n lekker blootstelling hier, nee, Brendan? Ek sien daar onder staan Standard Bank. Ek het vir 'n ander bank gewerk in Afrika, en ek was die hoof gewees van landbou. En dit is maar 'n baie moeilike werk, jy is baie alleen, jy vlieg maandag uit en Vrydag kom jy terug en ry jy 5000 km vir die week. En dit is nie met 'n Land Cruiser nie, ek weet nie of julle 'n Toyota Surf ken nie. Dis daai wie nie wil hê nie. So jy voel of jy rugby gespeel het die hele week. En ek het so 'n moment gehad en ons het opgestyg. Ek was in Kenia gewees en ons is af van Arusha en ek het in die vliegtuig heel agter gesit. En ek weet nie of julle ooit daar was nie, julle moet nou vergewe, ek weet nie of julle al gatvol was nie, dat jy nou by 'n punt kom en jy sê ek wil nie meer nie. En ek het die moment in my lewe gehad. En ek het uitgekyk en ek het Kilimanjaro gesien. Ons het opgestyg by Mossie en oor die berg gevlieg. En ek het myself die vraag gevra, hoekom? En ek vra, ek weet nie of julle ooit al daar was nie. Hoekom doen ek hierdie goed? Hoekom is ek hierso? Hoekom gaan ek in Afrika aan? Hier, ek is so moeg vir die kokketiele. Ek kan nie meer nie. En ek het hierdie seer in my hart wat ek daarmee sit. En iets kom by my op. En ek wil julle vandag dieselfde vraag vra, want ek hoor dat ons sit regtig ook by 'n punt dat ons baie keer moet vra hoekom. En hier is my hoekom. Dis hoekom ek leef. Dis hoekom ek in Afrika was. En ek dink baie keer as boere verloor ons die perspektief daarvan dat hoekom is ons hier. Nou ek gaan nou julle verder gaan met nog meer hoekom deur te vat. En daai dag het daar iets in my hart gebeur. En ek het besef, maar ek gaan aanhou. Ek gaan nie ophou nie. Ek sal maar met hierdie kokketiele vrede maak in Afrika. En nog 'n verder pad stap. Nou hierdie is my familie, so dis maar waar dit begin. En ons het vandag iets gehoor van leierskap. Dis waar my leierskap begin. Dis met die mense met wie ek my lewe deel. En ek kan vir julle sê, daai berg het ek voor gestaan, en ek kan vandag vir julle sê, dat ek het nog baie berge, maar ek dink anders daaroor. In my hele lewe dink ek anders te oor berge. En ek hoop julle sien dit ook vandag raak. As ons kyk na die probleme wat ons het, soos wat ons gehoor het, het ons geweldig baie probleme. Ek wil julle terugvat na Dani se tyd, Dani Minnar toe hy 'n jong man was. My pa dink ek is so 'n bietjie ouer as Dani. My pa is nou 87, ek hoop nie Dani is al naby daaraan nie. Maar hulle kan voor 94 onthou. Voor 94 het ons 'n een-kanaal bemarkingstelsel gehad. Dit beteken Atman myntjies, jy kon nie jou eie graan verkoop nie. 'n Ander kokketiel het prys bepaal. In my pa se tyd was dit Kraai van Niekerk. Dat my pa Desember maande by Kraai van Niekerk het op gaan drink, hy het onder ons by die see dieselfde plek gehad, en dan sê hy, kom hy terug huis toe en sê, hierdie jaar gaan die mielieprys goed wees. Totdat die mielieprys uitkom, dat dit maar weer dieselfde ou prys as die vorige jaar. En daai stelsel is gebreek 94. Nou ek wil net eers sê, die ANC het nie die stelsel gebreek nie. Ons is uit 'n era uit na 'n volgende era toe. En ek dink baie keer, ons verstaan nie altyd hoe daai eras verandering gebring het nie. En dan leef ons baie keer in ons koppe terug na die era waar ons was. Ek wil net 2 opmerkings maak. Die eerste ene is van daai era, ons het bitter min van die informele sektor geweet. Amper niks. En dit het nooit 'n faktor gewees in ons lewe nie. Die tweede ding is, dit was 'n geweldige goed gereguleerde stelsel. Ek wil, die ouer boere kan vir julle vertel hoe gereguleerd dit werklik was. So dis nie 'n kwessie van jy kon maak wat jy wil nie. En dis 'n stelsel wat geweldig goed gewerk het.
en baie produktief was vir die tyd waarin ons was. So die stelsel het toe verander. En ek wil net 1 of 2 veranderinge net vir julle bring, want ek wil met julle graag deur dit praat om net te verduidelik waar ons vandag is. Ek dink die grootste verandering is, die regering se geld het vir landbou eintlik tot 'n mate opgedroog, of vir formele landbou. Maar daar het iets anders te gebeur. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar 1,2 miljard rand, kyk ons boere het mos nie 'n biljoen nie, ek weet nie of julle dit weet nie. Dit is net vir die Engelse wat 'n biljoen het. Daar's 1,2 miljard rand gaan in georganiseerde landbou in al daai rooi, daai kleurkolletjies. Die varkbedryf, die hoenderbedryf, die saadbedryf. Ons betaal 'n statutêre heffing van 1,2 miljard rand daarin. As jy die vrywillige heffing bysit, is dit 1,5 miljard. So daar het 'n skuif gekom van die regering wat geld spandeer, want al daai instituute het als by die regering gesit. En het dit uitgeskuif en na die privaat sektor toe gegaan. En daar is geweldige skommeling en gewellige geld wat daar is. Nou, ek het baie keer die gesprek gehad, ek was eers 'n vark in my vorige lewe, voor ek nou by die SA begin het. Weet julle, die varkbedryf het aan die boere behoort, en baie boere verstaan nie, dat hierdie industrie eintlik aan hulle behoort nie. Dis boere, dis wie dit is. Dis die boere wat hulle besit. So, een groot skuif was gewees, die industrie het 'n baie groot rol begin speel, wat nie in die verlede was nie. Die tweede groot skuif is, ons boerderygemeenskap het anders begin lyk. So ons is nie meer net kommersieel nie. Ek gaan nou vir julle wys hoe lyk Suid-Afrika. En daar het geweldig baie klein boere en informele boere toegetree tot hierdie sektor. So die homogeniteit wat ons gehad het, is nie meer daar nie. Ek dink die grootste skuif is my vrou se wêreld. Dis die consumer se wêreld. Ek kan nie onthou dat my ma na Woolies toe gegaan het en vir Woolies gesê het, ek is nou moeg vir jou kaas, want ek hoor ou Piet trek sy bokke se spene met 2 vingers en hulle kry seer, so ek gaan nie jou kaas koop nie. Dis wat vandag se lewe bepaal. So die consumer het ewe skielik 'n baie groot rol begin speel. So wat het verander? Ja, regering het verander, en ek dink daar's geweldig baie rollespel wat ons moet speel binne dit. Maar ons besigheidsomgewing het verander. My wêreld lyk totaal anders, dis my pa se wêreld wat geboor het. So hoe lyk landbou? En hoe dink ons oor landbou in Suid-Afrika? Die eerste plek is, hulle reken ons is 40,000 kommersiële boere. Ons reken ons is minder as dit. Agri SA het om en by 15,000 boere wat lede is, bietjie minder as 15,000 boere wat lede is. En dan is daar in die industrie ook boere deur die industrie wat in Agri SA is. So ons het omtrent 20,000 boere wat jy in totaliteit het. Maar hulle reken as 2,5 miljoen klein boere in Suid-Afrika. Het julle al gedink hoeveel informele boere is daar? So die staat sê, en dis die hulp wat hulle gee, daar's nog 3,7 miljoen informele boere in Suid-Afrika. So daar's nie 'n groter werkskepper in Suid-Afrika as landbou nie. So, hoekom wys ons hierdie? Die informele boer maak ook 'n geldjie. En wat ek van hou wat Frans al gesê het, byvoorbeeld oor landelike veiligheid, is die impak daarvan is in die hele gemeenskap. En ons lewe nie in isolasie tot hierdie omgewing waarin ons is nie. Back and closure is een van die moeilikste konsepte in Suid-Afrika om te bestuur. Want 'n informele sektor kan jy nie beheer nie. Nêrens in die wêreld nie. Ek het nou vir julle gesê, die kokatiele in Afrika waar ek gewerk het, ons was in 7 lande. Jy beheer nie 'n informele sektor nie. En dit is 'n realiteit. So, hoe lyk ons vandag? Ek dink wat wel gebeur het is, die skaal van ekonomie het soos in alle lande in die wêreld 'n baie groot impak in Suid-Afrika ook. En dit word al hoe moeiliker om klein te wees en jouself te bevind met wat ons het. Wat die Europese lande al begin doen het is, hulle het anders begin dink en byvoorbeeld weer 'n keer koöperasies begin. Want dis hoe die koöperasies begin het. Maar op 'n ander manier, 'n ander struktuur, 'n ander wyse, sodat 'n kleiner boer wel 'n plek het. Brasilië is byvoorbeeld vol kleinboere. In Brasilië se kleinboere funksioneer dit koöperasies met kontrakte met groot besighede. Byvoorbeeld groot abattoirs of groot aankopers. So hierdie is realiteit in Suid-Afrika.
So ons sit met 'n gewellige groot hoeveelheid boere in Suid-Afrika, anders as net kommersiële boere. Nou, hoekom praat ons hieroor? Die grootste uitdaging wat ons het, is my pa se tyd, voor 94, het geweldig staat gemaak op 'n regering. En die regering het tot in 'n mate die prys bepaal. Ek dink, ons praat nou baie oor Amerika, ek sal nou iets daaroor sê, maar weet julle, ons het sanksies gehad. Kan julle onthou die rugby? Hoe het ons sanksies gehad in Nieu-Seeland? Arme ou naas Botha het hom bomme gegooi met hierdie meelbomme. Ons is deur dit als, maar 'n baie sterk gefigureer in die staat het dit beheer. Wat het vandag gebeur? En ek dink, hierdie is een van die grootste konsepte wat ons baie keer mis as landbouers. Die vrye mark, wat die publiek is, wat die privaat sektor is, het 'n gewellige impak in Suid-Afrika begin hê. En die funksionaliteit van die regering het geskuif na 'n vrye mark toe. En ons is nou in 'n stadium wat die regering minder impak gaan hê as wat ons byvoorbeeld as 'n vrye mark het. Jy kan nooit sonder polisie nie, jy kan nooit sonder wetgewing nie, so jy gaan altyd die regering hê. Maar ons het 'n gewellige rol om te speel. En die intervensie vandag is dat ons eintlik self-regulating is. So ek gaan gou vir julle 'n paar noem. My verwysing is nou die varke. Die varke het byvoorbeeld 'n program oor biosekuriteit wat baie meer intens is byvoorbeeld wat die staat het. Hulle beheer self die program. Die staat het dit toegelaat. Ek weet nie of julle weet dat die vleisbedryf in Suid-Afrika, SAMIC, word 100% deur die boere beheer, 100% geakkrediteer deur die staat. En hulle funksioneer 100% namens die staat. Ons doen dit al vir jare lank. So die fokus wat ons het, moet gebeur in ons eie harte om te sê, maar ek het 'n gewellige rol om te speel. Senwes het 'n gewellige rol om te speel binne die omgewing waarin landbou vandag bestuur word. En dit is so, ons munisipaliteite gaan nie herstel nie. Ons gaan nie weer kom daar waar ons was nie. Wat beteken dit die einde vir my as 'n boer? Nee. En ek dink die fokus wat ons moet hê, en ek hoor die fokus is, dat ons as boere moet onsself op 'n ander manier organiseer. Ons moet anders dink daaroor, om die geleentheid wat daar is, te kan vat. Het julle ooit al vir julleself gevra, hoekom boer ons? Soos ek het nou, donderdag of Vrydag sit ek nou met 'n klomp ouens wat CEO's is van groot maatskappye. Wat sê ek nou vir die hoender, hoekom is ek 'n landbouer? Wat is my bestaansreg? Lekker Atman, ek sien jy sê jou pa het 'n plaas gehad, nou jy kan boer in jou pa het 'n plaas. Dis nie 'n bestaansreg nie. Die feit dat Dani se ouers en sy voorgeslagte jare al boer in Botawil, gee hom nie die bestaansreg nie. Die bestaansreg wat ons het, word deur 3 goeters gedryf. Die populasie groei in die wêreld, want mense moet eet. En daar is niemand wat mense kan kos gee wat ons boere dit kan doen nie. Daar is nie, ons is 'n spesies op ons eie. Dit bestaan nie. Die tweede ding is verstedeliking. So 68% van alle Suid-Afrikaners bly in stede. So kom ons gaan weer terug. Kom ons los voet en mouth, ons gaan terug na ASF toe, African Swine Fever. Dis die siekte wat die grootste impak in die wêreld gehad het. Dit was, hulle het 'n wêreldtoestand afgekondig toe China dit kry. Want as 'n vark Afrika's varkpes kry, dan sy dood. Dis daai varkpes van die Bybel als vrek. In China, 80% van die eet is vark. En 50% van die totale produksie van varke is in China. En toe hulle varkpes kry, toe besef hulle die wêreld gaan in hongersnood ingaan. Daar bly 1,4 miljard mense in China. Hoe het Afrika varkpes uit die Oos-Kaap uit in die Wes-Kaap gekom? Mense wat verstedelik het. Want hulle gaan na die Oos-Kaap toe waar die siekte is. En as hy terugkom, net soos ons, ek het ook op universiteit, het ek ook vleis kos toe gevat, want die tannie se vleis is 'n velle gewees. Dis nie vleis nie. Ook gaan braai, dan bring hulle varke van die Oos-Kaap af, want dit is goedkoper as wat hulle kan koop in die Wes-Kaap. So wat het die siekte versprei? Ons kan maar sê, tot ons blou is, dis die ANC of dis die regering. Nee, dis die mens se optrede wat dit doen. En verstedeliking het 'n gewellige impak op ons lewe. Wat wel belangrik is van verstedeliking is die geleentheid wat dit ons gee, is groter as ooit. Want daai hoender kan nie sy eie kos produseer nie. 2050 gaan 80% van Suid-Afrikaners in stede bly. Beteken hulle kan nie vir hulle self kos produseer nie. Dit beteken ons het 'n guarantee
as landbouers dat ons 'n bestaansreg het. Die derde ding wat min mense oor praat, is Afrika. So Afrika se populasie is nou 1.4, 1.5 miljard mense. Binne 30 jaar is daar nog 'n miljard by. Dis die grootste groeiende kontinent in die wêreld. Ons is deel van Afrika. En die geleentheid wat ons het om Afrika kos te gee, ons gaan nie 'n keuse hê nie. Dis groter as ooit. Hulle reken 90 miljoen mense in Afrika gaan migreer op grond van klimaatsverandering. So hoekom bestaan ons as boere? En as dit ons nie opgewonde maak nie, dan mis ons dit, dan mis ons roeping. Dis om mense kos te gee. En die wêreld gaan na 10 miljard mense toe gaan. Hierdie krokodille moet eet. Hulle kan maar ek het dit al gesien, in China doen hulle dit ook. Hulle kan bo op die huise se dakke kos produseer. Man, as ons nie kommersiële boere het nie, gaan ons dit nie maak nie. Hulle gaan dit nie self kan doen nie. So ons het 'n geweldige bestaansreg. Maar verstaan jy, die bestaansreg is anders as die stuk grond wat ek besit. Dit is 'n middel wat ek het om hierdie roeping te kan uitlewe. So Agri-SA se grootste dryf is om voedselsekerheid in Suid-Afrika te dokumenteer. So ek spandeer geweldig baie geld om daai data in te trek wat real-time data is. Sodat as ek onderhandel met die minister, dan onderhandel ek nie as 'n wit Afrikaanse man wat sy pa plaas in Botawil gehad het en nog steeds boer nie, maar ek onderhandel as 'n agent wat een van die hoofrolspelers in voedselsekerheid in Suid-Afrika is. Want dit is die grootste bate wat Suid-Afrika het. So ek onderhandel nie uit 'n politieke stans nie. Ek onderhandel uit 'n stans van 'n boer wat sê ek het 'n roeping. En ek het 'n passie in dit wat ek doen. Ons lewe in 'n gewellige komplekse wêreld. En wat ek daarmee bedoel is, ons is so interafhanklik van mekaar. En die interafhanklikheid strek verder as net my eie geloof, net my eie ideologie, net die manier hoe ek dink. Dit strek oor grense heen. En die rollespel wat ons sien vir Agri-SA om voedselsekerheid in Suid-Afrika verder te dryf, is om interkonneksies te maak tussen rolspelers. Ek het nou vanmôre die wolskeder geweldig baie geniet. Ek kan nie wag om vir my, ek het 3 dogters, te gaan vertel, nie een skaap lyk dieselfde nie, en daai krokodil het al baie skape geskeer. Ons wil mense verander om soos ons te lyk. En ons bestuur nie die individualiteit wat die Here vir ons gegee het. En hoe ons geskaap is, bestuur ons nie meer nie. Want ons wil almal dieselfde lyk. Ons moet leer om met mekaar interaksie te hê en om 'n beter Suid-Afrika te soek. Ons gaan anders te moet dink oor ons toekoms as wat ons gedink het in die verlede. My buurman gaan ook anders te lyk. Dit is al klaar anderste. En dit gaan nie oor kleur nie. Dit gaan oor hoe ons oor mekaar dink. Ek kan maar vir julle sê, my oupa het in sy tyd nog die Engelse beklei. Ek praat al vandag Engels, maar ek probeer. As ons dit kon regkry, kan ons baie meer as dit regkry. Want dit is hoe die nuwe Suid-Afrika gaan lyk. Kom ons praat oor tariewe. So Donald Trump kondig 30% tarief aan. Ek kan dalk sê dat ons dink ons is baie spesiaal en dit is omdat ons verkeerde wette het en alles het. Dit is alles waar. Maar daar's 185 ander lande wat dieselfde twak aangejaag het, seker as ons. Daar's 'n verandering in die wêreld se handelsooreenkomste. Daar's 'n verandering in die wêreld se manier hoe handel gedryf word. En die 30% tarief is sy manier om handel te dryf. Sy manier om 'n transaksie af te dwing. Nou, ek kan nie sê hy is 'n boelie of nie 'n boelie nie, maar as 'n mens optree soos 'n boelie, dan is hy seker eene. So ek kan gou net 1 of 2 interaksies sê wat ons gehad het met hulle. So ek was in Amerika gewees saam met besigheid. Die groot besigheidsouens waarvan mynwese daar was. Nando's se ou was daar en die ander groot een was die motorindustrie. Dis nie so maklik om met Amerika te onderhandel nie. Ek kan maar vir julle sê dat ek dink Parkstyle het geweldig baie moeite gedoen, kan hulle meer doen, hulle het bietjie laat wakker geskrik. Ons het ons verhouding met hulle verloor en ons het ons verhouding te laat opgetel. Of ons al 'n verhouding gaan hê, weet ek nie. Maar ek wil net vir die volgende insident vertel. Verlede Vrydag het ek onderhandel met die handelsattaché van Amerika in Suid-Afrika. So 2 van hulle bel my en sê hulle wil my baie graag sien. En al wat die ou wil oor praat is vark, want hy weet ook as 'n vark voor ek hier was. En hy wil praat oor die hoenders. So die res praat hy nie oor nie. So onthou net, toe hulle die eerste keer by ons gaan sit, toe sê hulle,
ek is bereid om jou te onderhandel Suid-Afrika, maar scarce minerals, daar's geen tariewe nie, ek koop jou scarce minerals. Kan ons onderhandel? Jy onderhandel nie daarmee nie. So hy het dit klaar weggevat as 'n tool om te sê, maar ek gee jou my scarce minerals, kan jy iets anders vir my gee? Maar dis hoe hulle is. Nou sit ek onderhandel en hy sê vir my, kan ons praat oor die vark en die hoender. Ek sê wel, die hoender is 'n moeilike een, dit verstaan jy, ons gaan altyd stry oor, is dit dumping of nie, en ons het 'n industrie in Suid-Afrika wat swaar kry as jy dit inbring. Maar hy vat my toe aan oor die vark, en sê vir my, ons moet die vark se SPS laat val. Ek weet nie of julle weet, SPS is fitosanitêre maatreëls. Hulle het 'n siekte, wat se naam PRRS is, PRRS, en die siekte, as die varkie siekte kry, vrek hy nie, maar hulle produktiwiteit is baie laag, en dit vat omtrent 30% van jou netto wins, vat dit weg. Nou, ek kan nou vir julle sê, die varkbedryf, as jy 30% van daai se netto wins wegvat, is ons nie meer varke nie, dan is dit weg. En hy sê vir my, jy moet dit laat val, ons wil ons varke inbring, want hulle het PRRS. Nou hoor die hoender nie, as ek met hom praat en vir hom sê, maar ek verstaan nie dat jy my wil siek maak nie. En ek dink toe wag ek 'n beter plan, en ek sê vir hom, maar black spot, die rede hoekom jy die Weskaap uit citrus kan invoer is omdat ons nie black spot het nie. Ja. Ek sê nou kom ons maak 'n deal. Ek is bereid om die vark se SPS te laat val. As ek my citrus uit Suid-Afrika uit alles na jou toe kan uitvoer. Dit beteken selfs die plekke wat black spot het. Hy kyk my so, hy sê no, you're going to bring a disease into America. It can't work. You drop the pork, I'm not going to drop the SPS aan citrus. Jy onderhandel nie met Amerika nie. So dit is baie moeilik. Baie moeilik. Kom ons praat oor die 30% tarief. Ons ding met 2 lande mee. So in die suidelike hemisfeer waarmee ons is Chili en Peru, ons grootste konkurrente met vrugte wat seasonal in Amerika aangaan. Hulle het 'n 10%, so my tarief is eintlik net 'n 20% tarief. Want is al ouens wat in daai tyd citrus soontoe kan vat. So wat gebeur in so 'n mark? Die mark verskuif, want as Chili en Peru vinnig Amerika toe kan gaan, dan skuif hulle minder vrugte Europa toe, en ek skuif meer vrugte Europa toe. So wat in wêreldhandel gaan gebeur, is ons gaan anders moet dink oor hoe ons daaroor dink. En ons moet verby Donald Trump kyk, want hy het in ons koppe ingekruip. En ons moet vir onsself sê, wat is ons strategie? En ek kan vir julle sê, Suid-Afrika het nie 'n strategie nie. Nou hier kan ek dit vir julle wys. As jy kyk na die tariewe, so jy betaal 25% om avokados in China aan te kry. Het julle ooit al op die radio iets gehoor dat daar 'n tarief van 25% is? Ons het vrede daarmee gemaak. Jy betaal, die ergste een dink ek is 50. Waar is hy? Daar is iewers 'n 50%. In elk geval, as jy na die tariewe kyk, nou gaan kyk julle na Chili. Kyk hoeveel free trade agreements het hulle. Betaal geen tarief nie. Dis my konkurrent. Nog Australië. Gaan kyk hoe lyk Australië. Daar's nie 'n land waartoe ons uitvoer wat hulle nie 'n free trade agreement het nie. Dis ons probleem. En die rede hoekom ons hierso sit is omdat ons die oudste handelsooreenkoms in die wêreld het, SACU, South African Customs Union. So as ons 'n onderhandeling doen met Amerika, moet Lesotho ja sê. As ons 'n onderhandeling doen met Amerika, moet Namibië ja sê. Anders kan ons dit nie doen nie. So Donald Trump moet ons eintlik van landbou 'n persent stuur en vir die ou sê, hier is die baie dankie, jy het ons 'n wake-up call gegee. Ons moet anders dink. En as ons na hierdie ding dink, het ons baie werk om te doen. Wat my opgeval het is, ons het nie 'n strategie nie. Ons het nie 'n uitvoerstrategie as boere en as industrie nie. Ons het as industrie dit individueel. Die appelbedryf is briljant daarmee. Die lychee ouens doen briljant, maar ons doen dit nie gesamentlik nie. En dis die grootste wake-up call wat ons gekry het. So is dit taai om 30% te vat. Ja, die citrus ou en citrus daal kry swaar. Want daai ou het 'n direkte impak nou en hy kan nie daai vrugte stop nie. Gaan ons die ander oorleef? Ja, ons gaan. 4% van totale landbou se uitvoere gaan Amerika toe, so ons sal dit oorleef, maar industrie gaan swaar kry. Die lychee bedryf, 35% van die lychees gaan Amerika toe. Jy vind nie sommer net 'n mark en maak dit vol op 'n ander plek nie. Maar die hele wêreld gaan die reddies kommeling. Om polities na Trump en polities na die ANC te kyk as boere hierso, ons gaan die bus mis. Ons moet hierso kyk na 'n strategie en sê, wat is ons strategie? Wat is ons rollespel binne die strategie? Ek gaan afsluit om vir julle te sê dat ek dink, en dis wat Frans wel sê, ons almal staan by berge.
Ons almal kom by 'n punt dat daar 'n berg is. Kyk, as jy getroud is en jy 3 kinders, dan het jy al klaar berge. My vraag is net, wat gaan ons met hierdie berge doen? En iets wat ek tot in 'n mate mis is, baie van ons kyk na die berge en ons sê, ek kyk op na die berge en waar sal my hulp vandaan kom? Dan beskryf ek die berg in plaas daarvan om die Here te beskryf wat ons so ver al hier gebring het. Ek is al die 12de geslag in Suid-Afrika. En die enigste rede vir bestaan wat ek het, is die geloof wat my pa voor my gehad het. En die geloof wat die boer voor my pa gehad het. Ons moet seker maak dat ons die berge nie naderhand so beskryf, dat ons nie meer sien, en nie meer saam met, ek dink is Dawid wat Psalm 121 skryf, gesê het, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het nie. So Agri SA sien baie berge. Ons het geweldig baie uitdagings, geweldig baie berge. Maar ek kan vir julle een ding sê, daar's nie 'n groter en 'n nuwe antwoord in Suid-Afrika anders as landbou nie. En ons gaan onsself op 'n ander manier moet organiseer en saam staan, al is ons anderste, al dink ons anderste, al lyk ons anderste, en ons moet fokus op wat ons kan doen en wat die gawes wat die Here ons gegee het. En dis om te boer. So ek wil vir julle sê, lekker boer, baie dankie.